Nou vriende, ons is besig vanoggend met ons Junie vakansiereeks. En ons vakansiereeks fokus daarop dat ons vrygemaak is, dat ons nuwe lewe kry binne die Here se teenwoordigheid, binne Christus se offer aan die kruis. Nou laasweek het ons met mekaar gesels oor die sonde. En wanneer die Here ons verander, dat ons vry is van ons ou gewoontes, dat ons nie meer gevange is van ons eie ellende, soos die Heidelbergse Katekismes daarvan praat nie. Maar met Jesus se dood en opstanding, dat Jesus vir eens en vir altyd die prys betaal het. En die beeld wat ons mekaar gebruik het om dit te vertel, is soos 'n Netflix subskripsie, soos 'n aanlyn subskripsie. Wanneer daai subskripsie, wanneer die Here sterf vir ons sondes, dan het daai subskripsie gekanseleer. Ons skuld niks meer op daai subskripsie nie, dit is klaar, die Here het daai debietorde gestop en al ons skuld betaal. Ons is vir eens en vir altyd vry. Ons is nie meer ingeskakel op daai subskripsie van die sonde netwerkie. Daarom hoef ons nie meer te kyk wat daarop is nie. Ons is nie meer vasgevang daar nie. Die Here het ons vrygemaak en vir eens en vir altyd ons skuld vir ons betaal. En dit is daai nuwe identiteit wat die Here vir ons gee. Nuwe identiteit binne in Christus. Dit maak dat ons vry is van daai sonde. Ons behoort nou aan God. En dit is die eis in daai behoort aan God waar ons vanoggend aanbeweeg na die volgende teksgedeelte, Romeine 6 vers 16 tot 23. En julle is welkom om saam te lees in julle Bybels. Romeine 6 vers 16 tot 21. En dit is in hierdie teksgedeelte wat ons dan nou die skuif maak van daai identiteit na wat dit beteken vir ons, wat dit in praktyk vir ons beteken om aan Jesus te behoort. Kom ons lees dan saam uit Romeine 16 vers 21. Besef julle nie dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel om as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie. Julle is of slawe vir die sonde, wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waarvan julle onderwerp is. Vrygemaak van die sonde, het julle slawe van geregtigheid geword. Terwille van julle menslike swakheid praat ek in menslike terme. Want soos julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het, om losbandig te leef, stel nou so julle ledemate in diens van geregtigheid, om heilig te leef. Want, toe julle nog slawe van die sonde was julle nie aan geregtigheid gebonde nie. Watter vrug het julle destyds verkry? Oor daardie dinge skaam julle nou, want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking. En die uiteinde daarvan is die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus ons Here. Ons lees tot sover. Nou vriende, een van my gunsteling dinge in die bediening is huisbesoek. En ek was nou bevoorreg genoeg hierdie week om by 'n hele paar mense aan huis te kom. En ek weet daar's 'n klomp van julle waar ek nog nie was nie. Ek vra vir julle om geduld te hê, daar's net een van my. Maar dit is vir my een van die lekkerste dinge om huisbesoek te doen. Elke gesin is bietjie anders. Elke gesin het sy eie reëls en gebruike en kultuur. En een van die dinge wat vir my altyd interessant is, as ek iewers kom, dan vra ek altyd wie sit waar. Want almal het hulle eie sitplekke in die sitkamer. En ek onthou ook, toe ek groot geword het, was dit ook so gewees. Almal het hulle eie sitplek. En so ek wil nie iemand afmonteer deur nou te gaan sit op hulle sitplek nie. Maar dit is vir my so interessant en dit laat my ook dink aan my eie gesin en die waardes waarmee ek groot gemaak is. En ek dink hierdie week aan iets baie spesifiek dat toe ek nou begin tiener word het en begin uitgaan het en genooi word na partytjies en al die klas van dinge,
En my pa gaan laai my af of ek gaan uit by die huis, het my pa altyd vir my een ding gesê. Hy het vir my gesê, onthou, jy's 'n hofman. Dis al wat hy vir my gesê het. Onthou, jy's 'n hofman. En net in daai woorde wat hy gesê het, onthou jy's 'n hofman, het ek geweet presies wat hy bedoel. Ek het geweet presies wat hy bedoel. Ek het geweet wat dit bedoel om 'n hofman te wees, wat waardes ons het, watter besluite ons maak, hoe ons onsself gedra in die publiek. Ek het geweet presies wat hy bedoel wanneer hy daai woorde sê. En nou, jare later, nou val die verantwoordelikheid op my om my kind ook te leer wat dit beteken om 'n hofman te wees. Wie ek is, my identiteit, en aan wie ek behoort, ek is 'n hofman. Dit word getoets wanneer jy ouer word. En wanneer ons die groot mens wêreld betree, dan kom ons vinnig agter dat ons gereeld keuses oor ons pad kom wat ons forceer om daai keuse te maak of ons wil bestaan by die waardes waarby ons groot gemaak het en of ons wil ingee in die wêreld se opinies oor wat reg of verkeerd is. En dieselfde werk met ons as Christene. Ons word die hele tyd gekonfronteer. Gaan ons ingee aan die wêreld se versoekinge, aan die roep van die sonde en die duiwel wat in ons oor fluister, of gaan ons by sterk staan by wat ons weet dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees? Nou ek weet wat dit beteken om 'n hofman te wees en die waardes wat daarmee gepaard gaan. Maar ons moet verstaan dat wanneer Paulus aan die gemeente in Rome skryf, hulle eintlik uit 'n heel ander huishouding kom as wat ons ooit kan aandink. Die Romeinse ryk is gebou op die Griekse mitologie. So Paulus skryf hierso aan mense wat voorheen nie Jesus geken het nie, wat offers gebring het aan klomp verskillende gode en dinge, en hulle was betrokke by allerlei vreemde gebruike, allerlei dinge wat nie reg was nie. En in daai samelewing is mense oorgelaat aan hulle eie begeertes. Hulle kon lewe soos wat hulle wil, doen wat hulle wil, en dit alles is ingeskerp op hulle eie behoeftes, op hulle eie drange, net wat hulle wil doen. En dit is die sondige wêreld en lewe wat Paulus van skryf. Hierdie mense wat tot geloof gekom het in die Romeinse kerk, was deel van hierdie wêreld gewees. Maar toe het iets merkwaardig en onverwags gebeur. Jesus het dood gegaan, hy het gesterf en hy het opgestaan. En dit het alles verander. Nou is daar 'n alternatief tot hierdie lewe wat so gefokus is op net jou eie menswees en jou eie drange en begeertes. Jesus het nou 'n beter pad geskep deur sy offer. Maar as mens dink dit is moeilik vir ons om te lewe soos 'n kind van die Here in 'n sedelose wêreld, hoe moeilik moes dit gewees het vir hierdie Romeinse burgers wat gewoond was daaraan om te lewe volgens hulle eie impuls en begeertes om nou ewe skielik anders te lewe. En nou te lewe soos kinders van God. Dit moes moeilik gewees het vir hulle om daai verandering te maak. Dit gaan hier oor 'n hele nuwe manier van lewe. En dit is hoekom Paulus hierdie brief skryf, want dit gaan nie net oor 'n kunsmatige verandering nie. Dit gaan oor 'n gedragsverandering ten diepste van wat mense hulle hele lewe al gewoond is aan. En dit beteken om te weet wie jy is, jou identiteit. Jou identiteit in Jesus Christus, jou identiteit as 'n kind van God. Maar daai identiteit as 'n kind van God beteken dit dat jy ook besef aan wie jy behoort. Want as kinders van God se huishouding, vind ons ons identiteit aan God. Maar om te weet dat ons behoort aan God en nie hierdie wêreld nie, dit beïnvloed hoe ons optree en lewe. Dis nie net genoeg om te weet wat my identiteit as 'n hofman is nie. Maar ek moet weet wat dit beteken om te hoort aan daai gesin. Want dit beteken dat ek tree in 'n sekere manier op. En nou die beeld wat Paulus gebruik om hierdie te verduidelik aan die Romeinse burgers, aan die kerk in Rome, is iets wat vir ons 'n bietjie vreemd is, wat ons nie regtig ken nie en wat ons weet sleg is.
maar dit is 'n beeld wat in hulle lewens alledaags was, wat hulle van geweet het. En so dis wat Paulus bedoel wanneer hy in die teksgedeelte sê, ek praat in mensetaal, of ek praat eenvoudig, of ek stel dit eenvoudig. Hy probeer sê, ek gebruik hierdie voorbeeld uit ons daaglikse lewe, om iets te beskryf van wat dit beteken, om Jesus te volg. En die voorbeeld, wat Paulus gebruik, is die een van slawerny. Vir ons klink dit amper ondenkbaar, maar in die wêreld van die Bybel was slawerny 'n algemene ding wat mense van geweet het. Paulus gebruik hierdie beeld om te beskryf wat hy bedoel. So hy sê, as jy 'n slaaf is vir iemand, dan gee jy gehoor aan hulle bevele. Jy luister vir hulle, jy doen wat hulle vir jou sê, jy behoort aan hulle. Maar wat Paulus sê, met Jesus se sterwe gebeur iets. Dit word verander. Nou is jy nie meer 'n slaaf aan die wêreldse begeertes en al die verleidings van die wêreld nie, maar nou word jy eintlik 'n tipe van 'n slaaf vir God. Jy behoort aan God. Jy is nou deel van God se mense en gesin. Jy is nou 'n slaaf vir God. En daarom doen jy nie meer net wat die sondige wêreld wil hê jy moet doen nie, maar jy wil doen wat God doen. Jy wil gehoorsaam wees aan die Here. En daarom sê Paulus, mense wat slawe is vir God, streef vir geregtigheid, doen goeie dinge. Die interessante ding is, daar's nie 'n neutrale sone in die lewe nie. Jy behoort of aan die ou eienaar, of aan die sonde, en hierdie sonde lei tot die dood, of aan 'n nuwe eienaar, gehoorsaam tot die geregtigheid, en hierdie nuwe eienaar om God te volg, dit lei tot die lewe. En dit is wat disippelskap beteken. Ek volg nie meer my eie wil of my kultuur se wil nie, maar ek vra elke dag, Here, U is my eienaar, waar is U besig om te werk, en waarheen lei U my nou vandag? Dis in die alledaaglikse oomblikke wat ons lewe met 'n bewustheid en 'n geleentheid om vir God te lewe. Nou, dit is my interessant terwyl ek dink aan wat dit beteken hierdie week om my identiteit in God te vind en te dink dat ek behoort aan die Here en daarom lewe ek ook so. En wat dit prakties beteken vir ons alledaagse lewe. Want as ons oor hierdie goeters praat, dit raak baie vinnig abstrak en dit is altyd belangrik dat ons dit 'n bietjie kan grond. Nou, hierdie week vind ek dit in 'n baie onverwagse plek. Hierdie week kyk ek hou daarvan om tegnologie te volg. Ek hou baie van tegnologie en om artikels te lees en video's te kyk en op hoogte bly van wat in die wêreld aan die gang is. En ek kyk hierdie week 'n video-artikel of 'n video oor 'n praatjie wat iemand gee oor kunsmatige intelligensie. En hierdie vrou se naam is Chloe Lebinsky. En hierdie vrou werk vir een van die grootste kunsmatige intelligensiemaatskappye in die wêreld, Anthropic, van julle het seker al daarvan gehoor. En sy het 'n baie belangrike rol wanneer dit kom by die opleiding van hierdie modelle en hoe om die raamwerke te skep waarbinne hierdie modelle verantwoordelik werk. En sy is besig om 'n diepte praatjie te gee oor hoe dink ons rondom kunsmatige intelligensie? Hoe werk die opleiding rondom dit? Vreeslik interessant oor hoe hulle die goeters benader. Maar dit is nie wat my geskok het of wat my geïnteresseer het of wat my verbaas het. Die reg in die middel van haar praatjie praat sy oor navorsing en wat hulle geleer het van hierdie modelle wanneer hulle die modelle oplei. Want sy sê hulle het agtergekom omdat modelle die kunsmatige intelligensie leer van menslike woorde, is daar sekere eienskappe van menslikheid wat voortkom, want hulle leer ons dan nou van ons af. En toe sê sy die volgende wat vir my onverwags was. Sy sê hierdie: This blew my mind when I first heard it, because this is how we as humans work. And I saw my own self in this research. I came into faith 10 years ago when I was 25 years old. And I remember that one of the most significant parts of that moment was entering into a new story. For so long, due to a challenging upbringing, I believed that some core part of me was bad and unlovable. And that belief in and of itself led me to act in certain regrettable ways. But when the story I was in changed, who I could become changed too.
wat my weggeslaan het van hierdie aanhaling, was dat in die teenwoordigheid van 1000 of wat internasionale mense by 'n konferensie wat hulle praat oor tegnologie, en in die middel van hierdie 15 minute wat die vrou het om haar storie te vertel, dat sy juis vanuit haar godsdiens uit hierdie dinge benader, dat sy nie skaam is om te deel dat sy tot geloof gekom het nie. Dat sy nie net deel dat sy tot geloof kom het nie, maar dat sy 'n stuk waarheid van haar geloof deel met hierdie mense. Dit was vir my merkwaardig. Ek dink die belangrikste ding wat sy gesê het, help my baie wanneer ons dink oor wat dit beteken om ons identiteit in God te vind en aan God te behoort en hoe dit ons verander, hoe dit ons vrymaak. Want sy sê vir baie jare het sy 'n slegte lewe gelei en sy gevoel sy is nie waardig van liefde nie. En so sy so opgetree. Sy was vasgevang, sy was 'n slaaf vir die sonde in haar lewe gewees, 'n slaaf vir haar eie ellende. Maar die Here het haar lewe verander. Toe sy die Here leer ken, toe besef sy dat sy in 'n nuwe storie intrap. Dat daar 'n verandering plaasvind. Dat sy nie vasgevang is van die verlede nie, maar dat die moontlikheid vir die toekoms heeltemal anders te lyk. En ek dink dis ietsie van wat Paulus hier probeer kommunikeer. Dat wanneer ons die Here aanneem en ons identiteit in die Here vind en ons behoort aan die Here, dat ons in 'n nuwe storie inklim. Ons is nie meer dieselfde nie. Die wêreld is nie meer dieselfde na Jesus dood gegaan het en opgestaan het nie. Ons trap in 'n nuwe storie in. Ons lewe 'n nuwe werklikheid. En hierdie werklikheid maak ons vry van ons vorige sondes af. Dit maak ons vry van die laste wat ons gedra het. Paulus skryf self daarvan in hierdie teksgedeelte. Ons is skaam oor die goed wat ons gedoen het in die verlede. Ons het berou oor hierdie dinge, maar ons is nou vry en ons is nuut in ons lewe soos ander mense. Jy het 'n nuwe lewe en jy deel in 'n nuwe storie. Aan die einde van hierdie teksgedeelte bring Paulus dit weer byeen. En hy bring dit tuis in 'n baie bekende gedeelte wat ons ken. Die loon van die sonde is die dood. Loon is iets wat jy verdien. 'n Loon is iets wat jy kry. As jy gewerk het, kry jy 'n loon. Die loon van die sonde wat jy verdien is die dood. Maar nuwe lewe in God, 'n nuwe identiteit. Dis mos nie 'n loon nie. Dit is 'n geskenk. God se genade is 'n geskenk. En dit verander wie jy is en aan wie jy behoort. Dit maak jou vry. Vry van alles in ons vorige storie en vry van die wêreld se aanslag teenoor ons. Met die Heilige Gees binne ons het ons die vrymoedigheid om hierdie versoekings teen te staan en werklik te lewe soos verteenwoordigers van Jesus. Dan is geloof nie net iets wat ons doen nie. Dit is nie net 'n Sondag om Sondag kerk toe te kom nie of Bybelstudie toe te gaan Donderdag nie. Dan is dit die kern van wie ons is en hoe ons leef. Dit is iets wat ons uitstraal, dit is soos 'n lig in 'n donker vertrek. Ons kan nie anderste as om dit te leef nie. Dit is net eenvoudig deel van wie ons is. Ek moes hierdie week 'n bietjie werklik doen net aan my kar en hiermee sluit ek af. En ek moes die kar daar gaan afgee in die strand en toe is daar 'n drywer wat my terugry huis toe. En hier is altyd 'n wonderlike geleentheid vir my. Ek geniet dit altyd om met mense te praat, te luister, waar kom hulle vandaan, wat doen hulle ensovoorts. En ek gesels met hierdie man bietjie oor sy lewe en hy vertel vir my van homself. Hy ry vir die paneelknoppers, maar dit is nie sy voltydse, dit was nie sy passie nie. Hy doen dit vir 'n inkomste. En hy ry mense rond, maar hy is eintlik 'n rugby-afrigter. En vir 'n groot gedeelte van sy lewe kon hy dit ook voltyds doen en hy rig nog steeds rugby af. Hy was betrokke by die dorpsklub laas jaar en hy is betrokke by die Multino Roses en dis sy passie. En so kon ons gesels oor rugby en hoe lief hy is vir afrigting en hoe baie energie hy daarvan kry.
Omdat hierdie werk wat hy doen is om 'n inkomste te verdien, maar dit is nie wat hy gemaak is om te doen. Hy is gemaak om 'n afrigter te wees. En ons is selfs so oor die afrigting en hier op Salaurius pas in die middel van die gesprek gesels ons so 'n bietjie oor 'n paar dinge, oor uitdagings in die lewe en oor wat regtig belangrik is. En hier sê die man uit die bloute uit, soos ek vir my spelers altyd sê, as jy nie die Here het nie, dan het jy niks. Die Here is alles wat jy nodig het. En die man ken my van geen kant af nie. Hy weet nie wat my beroep is nie, waar ek vandaan kom nie. Hy weet niks van my nie. En hier in die middel van die gesprek, weer eens, vir die tweede keer die week, beleef ek hoe iemand 'n getuienis deel in sy werkspasie. Sy geloof is so deel van sy identiteit, dat dit bloot net oorgeloop het. Hy kon dit net nie help nie. In 'n gewone gesprek met 'n vreemdeling is sy geloof so tog deel van wie hy is, dat dit net oorloop. En ons gesels toe ook verder oor dat dit soms moeilik is. Moeilik is om vas te hou aan die Here, want die aanslagte van die wêreld is sterk en ons word versoek. Ek dink natuurlik al klaar in hierdie teksgedeelte, hy weet ek is besig om preek voor te berei nie. En hy sê nog iets, hy sê, die ding is om die Here te vertrou. Dit is die kern van wat dit is deur moeilike tye. Die ding is om die Here te vertrou. En daai vertroue in die Here vervang jou vrees. En ek dink hy soms so 'n bietjie op ook wat dit beteken om ons identiteit te hê in die Here en om 'n slaaf te wees, om deel te wees van God se koninkryk, om kinders van God te wees. Dit beteken dat wanneer jy in 'n nuwe storie met Jesus instap, dat jy 'n nuwe mens word. Dat jou vertroue vervang word deur jou vrees. Maar meer is dit. God is so deel van ons lewens dat ons nie anders te kan om dit te deel met wie ook al oor ons pad kom nie. So vriende, ek wil jou uitdaag hierdie week. Mag jou geloof ook so groot wees dat dit borrel in jou. Dat jy nie anders te kan as om dit te deel nie. Mag ons nie bang wees om ons getuienis te deel met die mense rondom ons nie. In ons werk, by ons huis, in ons verhoudings, by ons families. Dis nie iets wat ons mense oor die kop met 'n plank hoef op te slaan nie. Maar wanneer ons nuwe lewens lewe en ons deel die getuienis van aan God behoort, kan ons net nie onsself keer nie. En dit is daai oomblikke wanneer ons dien as 'n lig vir die mense rondom ons, wat ons versterk word om vas te staan in ons lewens, maar dat ons werklik kan getuig van ons vryheid in Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, U is ons lewe. Ons ken die veilige bewaring elke dag. Maar Here, U is ook ons vrede. As die storms rondom ons woed met briete krag. En as ons val, want ons doen, is U by ons. Maar U het betaal die prys en ons is vry. Daarom sing ons Heer en gee ons vir U ons stem. Daarom kan ons nie anders as om te getuig dat ons kinders is van God nie. Dat ons U volg, Heer, dat ons identiteit vierkantig lê in U arms, dat ons behoort aan U. Behoort aan U visie vir hierdie wêreld. Dankie Heilige Gees dat U ons help om dit uit te leef, dat U ons bystaan, oortuig, help om hierdie dinge uit te leef, te getuig van dit wat ons glo, help om vas te staan in ons geloof, al word ons versoek in die wêreld rondom ons, Heer, want ons weet, dat maak nie saak wat ook al gebeur nie, Heer, ons weet
wat dit beteken om kinders van U te wees. Daarom mag ons mekaar herinner in tye van uitdaging, onthou, jy is 'n kind van God. Amen.